Goeiemôre, good morning, hierdie tyd van die oggend, dis nou so 18 of wat minute voor 7, weet jy, dis tyd vir jou sport. En vandag kuier ons met 'n paartjie wat vir Robin Hood 'n ding of twee kan leer. Arnold gesels nou met die 2025 World Bowhunter Champion in Freestyle Unlimited, Luzanne Grant en haar man Reg, 'n professionele boogjagter. Arnold, hoor na julle. Dankie Pieter, en as jy miskien nou net by ons aangesluit het, hartlike goeiemôre, good morning. Aan al twee van die Grants, Luzanne en Reg, welkom julle, goed om julle saam met ons te hê. Reg, kom ons begin met jou. Hoe het jy met boogskiet deurmekaar geraak vir 'n begin? Want van 'n klein seentjie af het ek my eerste boog gebou met bamboes en baltou en 'n kweperlat en regte veertjies aangesit, en dit was maar net 'n passie wat omgesit het in 'n 26 jaar later, vloot as ek nog nooit gewerk het nie. Ek praat met mense oor my passie elke dag. So groot voorreg. En Luzanne, jy? Ek Jy het my begin, man ontmoet. maar jy het begin met sewekamp, nie waar nie? Dit was Ja. oorspronklik die Ek begin. was altyd in die sport, maak nie saak wat se sport daar is nie, van al die skoolsporte het ek gedoen, en na skool of op die universiteit het ek my man ontmoet, en sy passie is aansteeklik. En dis dit. Ja. Ek wil baie graag by julle albei hoor, wat is dit van die sport wat julle albei aangetrek het? Want dis met groot respek, dis maar eintlik 'n Cinderella sport in meeste lande, nie waar nie? Ja, ek dink ek het moes Luzanne lank oortuig, want sy wou almal uithardloop, meer push-ups, pull-ups, vinniger hardloop, en dit is amper 'n skaakspel en 'n maraton gelyktydig, om so te verduidelik. En jy kan dit, soos met golf, ek ken nie iemand wat kan sê hy gaan nou 'n hole-in-one slaan nie. En met boogskiet om daai Robin Hood, om die een pyl in die ander nader. As jy dit met een pyl in die ander kan skiet, dan moet jy die derde en die vierde en die vyfde een. So jy kan dit nooit bemeester eintlik nie. Dis altyd plek vir verbetering. Ja, dit was lank 'n dis 'n baie mental sport. Dit is baie, soos alle sporte, maar eintlik as mens daaraan dink, na die tyd, jy as kind was in hardloop, het jy net gedink, hardloop net so vinnig as wat jy kan, en dan is dit klaar. Maar hier is dit soos dis 'n aanhoudende, okay, jy het nou hierdie een geskiet, okay, nou is dit die volgende een. Okay, hou jou kop bymekaar, nou is dit die volgende een. Nou is dit iets anders, en ons ander elemente wat altyd bykom, ons hellings en ons ander bosse en ander dinge, en wind en buite, en maar ja, dit bly lekker. Daar's so 'n interessante storie toe jy op 'n trippie was in Amerika, en toe hoor jy van die Amerikaanse kampioenskap, en die volgende oomblik toe wen 'n Suid-Afrikaner die ding wat nie eens veronderstel was om dit te doen nie. Luzanne, vat ons net terug so toe asseblief. Dit was baie lekker. Dit was in South Dakota gewees, en die weer is soos Suid-Afrika, dis soos Durban weer. So dit was warm, wat eerstens baie lekker was. Die mense was lekker, en dit was 'n 50 kompetisie. Wat is 'n 50 meter? Hierdie is nou weer 'n 5-dag kompetisie, ja. En is van 6 jaar, hulle werk in jaars tot op 80 jaar, wat jy moet skiet. Goed. 28 teikens in die veld, is jou 112 pile per dag. Wat jy nou maar ook jou kop is soos maar 'n maraton, jy moet jou kop bymekaar hou, en dan hierdie dag jy begin so 7:30 die oggend, jy maak eers hier by 4 se kant klaar. So So ja, dis aanskakel en afskakel. presies dit. En toe keer julle amper voor by douane, want toe is julle weg met die trofee. Ja, hulle het gesê hulle kan appeleer omdat sy nie Amerikaner is nie, en dag 1 toe ons inskryf, toe sê ou man, ek sê wat as hy wen? Hy sê nee, moenie, dit kan nie gebeur nie. En dag 3 toe is die koerante daar, en hulle doen onderhoude, neem foto's, en dag 5 toe stap ons weg met die beker, en toe ons land uitloop met die beker, toe sê ek, ons het na die beker kom steel, en toe het hulle amper half snaaks gekyk. Toe moes ek my woorde net bietjie verander. Ja, Amerika en Trump is effens anders, nie waar? Ja. Ek wil bitter graag by jou hoor, en ek is seker ons kykers wil hoor. Vertel vir ons van die wêreldkampioenskap wat jy nou net gewen het. Dit was voorreg om saam met my seentjie dit te doen ook. Soos ons maar in die sport, is maar 'n familiesport. So, dit was ook 'n 4-dag kompetisie gewees, en waar hulle 3D teikens in die veld sit. Dis so 'n bietjie ander dissiplines waarna ek gewoond is, want hulle sit 'n rubberteiken in die veld, kan 'n bok of 'n zebra of wat ook al wees, en dan moet jy hom skat. En hulle lyk presies soos hulle in regte lewe lyk. Baie goed, ja. Dis 'n Suid-Afrikaanse maatskappy wat dit ook maak. En daar was 4 verskillende bane gewees, dan sit hulle die bok in die veld, die rubberteiken, en dan moet jy hom skat. Dan moet jy nou sê hoe ver jy dink hy is, en dan jou boog stel, en dan hoop jy het hom reg geskat, sodat jy hom raak kan skiet. Ja, in die klasse wat sy gewoonlik skiet, wat sy in Amerika gewen het, is 'n vaste afstande, so jy weet hoe ver dit is. Maar wat hierdie dissipline so uniek gemaak het, is 'n dissipline wat amper bietjie uitgesterf het oor die jare, omdat dit so moeilik is. En toe die wêreldkampioenskappe in Potch aangebied word, toe begin almal van voor af oefen vir dit, en sy het in 'n baie kort tyd, omtrent 'n jaar na 18 maande toe, het sy die voorbereiding gedoen, en toe gelukkig was dit nou bevoorreg om toe nou 'n rekord ook daar te kon
skiet. Maar as dit ware is dit 'n vergelyking soos 'n ou wat soos jy net nou gesê het, 'n ou wat diskus stoot wat ewe skielik begin die 100 meter hardloop. Hulle is twee amper totale uiteenlopende sporte alhoewel hulle dieselfde toerusting gebruik. Ja, Presies. presies dit. Ja. Hoe stel mens jou in vir dit? Oh. Nie eers om nie te praat van boog instel nie. Ja, jy verander, jy moet partymal jou boog se toerusting verander want Ja. en dan skiet ons ook binnensmuurs ook wat alles weer verander. Maar dit is maar jou kop, jy moet jou kop bymekaar om te weet, okay, dis wat jy moet doen. Dit is die struikelblokke vir hierdie dissipline. Dis wat jy moet jou kop opset en dan net probeer dit deurvoer. En dan is daar natuurlik die jagdeel daarvan wat seker ook 'n ander deel van die sport is, as jy dit so wil noem. Ek het gesien op Facebook jy het 'n waterbok in die hart geskiet en toe jy hom uithaal was dit presies in die hart en selfs met 'n buffel wat ook nog nooit van tevore gedoen is deur 'n vrou nie. Ja, dit is maar alles al, jy moet voorbereiding. Die voorbereiding is baie belangrik dat mens daar as jy dit moet doen, dan weet jy wat om te doen. Soos julle ook soos kom julle vra, jy moet weet wat om te vra, jy moet weet wat jy kan verwag en dan ook probeer om die onverwagte te skep, die scenario's te skep van wat jy dalk kan verwag om reg te wees vir dit. Maar Ja, een ding wat ek kan sê Luzon doen regtig, sy oefen as sy skiet dan sy sal sommer 2 ure elke dag op 'n vakansie sal sy oefen in die middel van die hitte van die dag in die somer. En selfs met die buffel en alles as ons op 'n jag byvoorbeeld gaan, sal sy op die plaas aankom as 'n 2 dag jag, sy sal vir 'n dag staan en oefen. Dan sê ek, jy is 'n kampioen, jy kan skiet. Sy sê nee, sy gaan nie veld toe nie voor sy 100% presies 5 pile op so 'n plekkie kan skiet nie. En dit is my so mooi van daai toewyding wat sy het. Dis kom sy die springbokklere het en nee ek nie, maar ja, so haar toewyding is net fenomenaal en maar dit ja. Elke bok het 'n cheerleader nodig. Dit is so. seker, nee, verseker. Ek wil bitter graag vra, hoe maklik is dit om fasiliteite te hê? Ek weet daar's 'n paar fasiliteite in Pretoria en 'n paar in Johannesburg, maar landwyd, hoe is die fasiliteite situasie? Die voordeel is dat daar's nie beperking wettiglik of jy dit in jou eie tuin mag doen nie. So mense ons vra graag ons klublede om dit verantwoordelik te doen. Mense wil nou nie jou buurman in gevaar stel nie. Maar ek het kliënte wat Behalwe as hy jou irriteer. Nee, so per ongelukke. Ons het kliënte in Sandton wat by hulle voordeur inskiet en by hulle agterdeur in hulle klein woonstelletjie uitskiet. Ek het een van die mede wêreldkampioene het hy het vir jare het hy in sy slaapkamer as 'n student het hy sy teiken op sy bed gesit en op daai 2-3 tree, solank soos wat sy bed is, het hy geoefen in sy kamer. So ja, die fasiliteit is nie toerusting is partykeer 'n moeilike ding, want dit kan koste ek wou nou net vra. Ja. Praat met my oor kostes. Hoe duur is 'n boog in die regte pile en al die soort van goed? Ja, mens kan in die mark inkom vir soos 'n trapfiets. Weet jy, trapfietsse kos al R250,000. Maar jy kan ook een tweedehands kry vir R5,000 en 'n boog is dieselfde. Jy kan tweedehands iets ordentliks kry vir R5,000, maar jy kan nie gou-gou by R100,000 uitkom. So dis amper hoe lank is 'n tou. En jy kan soveel spandeer as wat jou hart begeer. Maar ons het een van ons werkers het met 'n tweedehandse pakket van R15,000 het hy gaan deelneem teen ouens met R80,000 en R100,000 pakkette. En hy het hulle uit die Springbokspan uitgeskiet, oud Springbokke met 'n tweedehandse aangelapte pakket wat ons mee gehelp het. En so die toerusting bepaal nie heeltemal nie. Usain Bolt is nie die vinnigste oor die skoene wat hy dra nie. Hy is die vinnigste. So die toerusting is belangrik, maar die skit is 95% is maar. Jy kan nie altyd 'n goeie game koop nie, nee. Nee. Luzon, wat is volgende? Wat lê vir jou voor en is daar ander uitdagings wat jy nog nie aangepak het nie wat jy op die horison het? Wat 'n doel is daar ver in die pad af? So hierdie keer is die wêreldkampioenskap by die field die cool wat jy kan jy range hom, so jy weet hoe ver hy is die known afstande is in Yankton in volgende jaar 2026. So En waar is Yankton? in Amerika. South Dakota. Ja, South Dakota. Weer eens. Ideale toestande en jy het alreeds daar Ja. gewen, nie waar nie? Dit is die familiariteit help baie keer as mens iewers opdaag en jy weet, o, dit is hoe dit is, dis hoe dit lyk. So dit is altyd vir my daai wat jy net weet, jy hoef nie te wonder hoe dit lyk nie. Dis nie nog 'n prentjie wat jy moet skep in jou kop nie. Natuurlik ja. En dit help so as mens iets meer weet as ander deelnemers wat dit aanbetref. Verseker. Dis soos tuisveld voordeel tot 'n mate toe, nie So waar? iets, ja. As daar jongspan is wat nou hierna kyk of mamas en pappas wat dink dis miskien 'n sport wat ek my jong seun of dogter wil laat ingaan. Hoe gaan mense te werk? Wat is die eerste stap of twee? Daar's 'n groot oplewing in skole boogskiet, maar die naaste plek, meestal winkels, bied die geleentheid om in te stap en vir 'n persoon 'n demonstrasie te gee verniet voel dit, soos 'n toetsloopie. En ek sou aanraai kyk of mens kan inskakel by 'n klub of 'n winkel, Google die naaste winkel en hulle sal vir jou touwys maak
sonder om dadelik die toerusting te koop. Is amper soos om vir 'n perdry les of 2 te gaan voor jy 'n perd koop. En op daai manier kan jy jouself koste en hartseer spaar, maar meestal mense, dis ongelukkig daai as jy hom eers gevoel het, dan wil jy dit aanhou doen. So Ja, as hy jou gebyt het, het jy jou gebyt. ja. Verseker. Dit was my baie interessant toe ons hier voorberei het jy vir my gesê daar's baie Suid-Afrikaners wat werklik waar baie goed doen. Baie. Hoekom is dit so op die oomblik in boogskiet? Ja, ek dink altyd aan wat Driekus ook gesê het. Ons is 'n resilient nation. Jy sien nie die probleme en jy sê okay, dis ook dit gaan aanpak. En ja, ons het baie ouens het baie goed gedoen by die wêreldkampioenskappe en van hierdie bouhunter en ander dissiplines ook. Ons het regtig al 'n paar wêreldkampioenskappe aldo ja, van die vorige jare is al 'n paar wat het reg gekry het om wêreldkampioenskappe te wees. Interessante vraag vir jou om jou klaar te maak, Reg. Dink jy bok rugby het enigsins iets te doen met die oplewing in allerlei ander sport? Ons het dit gesien met die wêreldsterkman kompetisie en dis meer. Wat is jou Ek gedagte? dink so die ek dink dit wat die bokke gedoen het en wat Rassie reg gekry het, gee mense 'n bietjie trots en jy doen dit met trots vir jou land en ek dink regtig dit begin daar en lekker om trots te wees Suid-Afrikaans en om teen lande waar die ouens professioneel kan boogskiet. Ons is gewerk en ons skiet jy boog op die kant en ons kan nog steeds kompeteer teen hulle. Dis 'n trots Suid-Afrikaanse ding, ja. Aan albei van julle grants wel gedaan. Hou dit net daar. Baie trots op julle. Baie dankie vir Dankie vir julle tyd vanoggend. Pieter, Heerlike geselsie, baie dankie Arnold en ons gaan weer so maak. Kry jou kaartjies so lank want ons gaan net hier na teater toe. Ons gesels met deel van die geselskap van die nuwe semi-soet musiekblyspel. Moenie weggaan nie, want hier gaan die dinge nog warmer raak op hierdie goeie môre. Good morning.